Hallo julle, ons gaan aan met Exodus. Ons trek weg by Exodus 11. Die 10 pla, die dood van die eerstgeborenes. Verder het die hemelse Vader van Moses gesê, nog een plaag sal ek oor Farao en oor Egipte bring. Daarna sal hy julle hiervandaan laat trek. As hy julle geheel en al laat trek, sal hy julle selfs hiervandaan wegdrywe. Sê tog voor die ore van die volk, dat elke man van sy naaste en elke vrou van haar naaste silwergoed, goue goed moet eis. En die hemelse Vader het aan die volk guns verleen in die oë van die Egiptenaars. Ook was die man Moses baie groot in Egipte land, in die oë van Farao se dienaars en in die oë van die volk. Toe sê Moses, so het ons God gespreek, omtrent middernag trek ek uit dwars deur Egipte. Dan sal al die eerstgeborenes in Egipte land sterwe, van Farao se eerstgeborene af, wat op sy troon sit, tot die eerstgeborene van die slavin, agter die handmeel, en al die eerstgeborenes van die vee. En daar sal 'n groot gejammerte in die gehele Egipte land wees, soos daar nie gewees het, en soos daar nie weer sal wees nie. Maar teen geneem van die kinders van Israel sal 'n hond sy tong verroer nie, van die mense af tot by die diere toe, dat julle kan weet, dat die hemelse Vader 'n onderskeid maak tussen Egiptenaars en Israeliete. Dan sal al hierdie dienaars van u na my toe afkom, en voor my neerbuig en sê, trek uit, jy en hierdie hele volk wat jou volg, en daarna sal ek uittrek. Toe het hy van Farao af weggegaan, in 'n gloeiende toorn. En die hemelse Vader het vir Moses gesê, Farao sal na julle nie luister nie, sodat my wonders in die Egipte land baie kan word. En Moses en Aaron het al hierdie wonders voor Farao gedoen, maar die hemelse Vader het Farao se hart verhard, sodat hy nie die kinders van Israel nie uit die land sal laat trek nie. Hoofstuk 12, instelling van die Paasfees. En die hemelse Vader het met Moses en Aaron in Egipte land gespreek en gesê, hierdie maand moet vir julle begin van maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Spreek tot die hele vergadering van Israel en sê, op die 10de van hierdie maand moet julle elkeen 'n lam neem volgens die families, die lam vir 'n huisgesin. Maar as 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, moet hy en sy buurman wat sy naaste aan sy huis is, dit neem volgens die sieletal, na wat elkeen gewoond is om te eet. Moet julle die getal op die lam bereken. Julle moet die lam hê sonder gebrek, 'n jaar oud rammetjie van die skape of van die bokke, kan julle dit neem, en julle moet dit in bewaring hou, tot die 14de dag van hierdie maand. En die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. En hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die 2 deurposte en aan die bodrempel aan die huis waarin hulle dit eet. En hulle moet die vleis in dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai, saam met ongesuurde brode moet hulle dit met bitterkruie eet. Julle moet daarvan nie eet as dit rou is en as dit in watergaar gekook is nie, maar oor die vuur gebraai, die kop en die potjies saam met die binnegoed. Julle mag daar ook niks van laat oorbly tot die môre nie, maar wat daarvan tot die môre oorbly, moet julle in die vuur verbrand. En so moet julle dit eet. Julle heupe moet omgord wees, julle skoene aan julle voete en julle staf in julle hand. Baie haastig moet julle dit eet. 'n Pasga van die hemelse Vader is dit. Want ek sal hierdie nag deur Egipte land trek en al die eerstgeborenes in Egipte land tref, van mense sowel as diere. En ek sal die strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte, ek, die hemelse Vader.
Maar die bloed sal vir julle in 'n teken wees aan die huis waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan, en daar sal geen vererflike plaag onder julle wees, wanneer ek Egipte land tref nie. Hierdie dag moet vir julle 'n gedenksdag wees, en julle moet dit as 'n fees tot eer van die Hemelse Vader vier. Julle moet dit in julle geslagte as 'n ewige insetting vier. Belangrik daai dat dit wys, dit is vir altyd wat jy dit moet vier. 7 dae lank moet julle ongesuurde brode eet. Alreeds op die eerste dag moet julle die suurdeeg uit julle huise verwyder, want elkeen wat gesuurde brood eet van die eerste dag af tot die 7de dag toe, die siel moet uit Israel uitgeroei word. En op die eerste dag moet daar 'n heilige samekoms wees. Ook op die 7de dag moet daar vir julle 'n heilige samekoms wees. Daar mag geen werk op die dae gedoen word nie, net wat deur elkeen geëet moet word. Dit alleen mag deur julle berei word. Onderhou dan die ongesuurde brode, want op daardie selfde dag het ek julle leers uit Egipte land uitgelei. Daarom moet julle hierdie dag in julle geslagte as 'n ewige insetting hou. In die eerste maand op die 14de dag van die maand, in die aand moet julle ongesuurde brode eet tot op die 21ste dag van die maand. In die aand, 7 dae lank, mag daar geen suurdeeg in julle huise gevind word nie, want elkeen wat iets eet met suurdeeg in die siel moet uit die vergadering van Israel uitgeroei word, of hy al die vreemdeling is of 'n kind van die land. Julle mag niks eet met suurdeeg in nie, en al julle woonplekke moet julle ongesuurde brode eet. Moses het toe vir die oudstes van Israel laat roep en aan hulle gesê, gaan haal vir julle kleinvee vir julle families en slag die Pasga. En neem 'n bossie hyssop en steek dit in die bloed wat in die skottel is, en stryk dit aan die bodrempel en aan die 2 deurposte van bloed en wat in die skottel is, maar niemand van julle mag uit die deur van sy huis uitgaan tot die volgende oggend nie. Want die Hemelse Vader sal deurtrek om die Egiptenaars swaar te tref, maar wanneer hy die bloed sien aan die bodrempel en aan die 2 deurposte, sal die Hemelse Vader by die deur verbygaan en verder nie toelaat nie, om in hulle huise in te gaan om te slaan nie. Onderhou dan hierdie saak as 'n insetting vir jou en jou kinders tot in ewigheid. En as julle in die land kom, wat die Hemelse Vader aan julle sal gee, soos hy beloof het, moet julle hierdie diens onderhou. En as julle kinders julle vra, wat beteken die diens daar? Dan moet julle vir hulle sê, dit is die paasoffer aan die Hemelse Vader, wat by die huise van die kinders van Israel in Egipte verbygegaan het, toe hy die Egiptenaars getref het, maar ons huise gered het. Toe het die volk in aanbidding neergebuig, en die kinders van Israel het gegaan en dit gedoen, soos die Hemelse Vader aan Moses en Aaron beveel het, so het hulle almal gedoen. En middernag het die Hemelse Vader al die eersgeborenes in Egipte land getref, van die eersgeborene van Farao af, wat op sy troon sit, tot die eersgeborene van die gevangene, toe wat in die gevangenis was, en al die eersgeborenes van die diere. Toe staan Farao in die nag op, en hy het al sy dienaars en al die Egiptenaars, en daar was groot gejammer in Egipte, want daar was geen huis waar geen dooie in was nie. Daarop het hy Moses en Aaron in die nag laat roep, en gesê, maak julle klaar, trek weg onder my volk uit, julle sowel as julle kinders van Israel, en gaan dien julle God soos julle gespreek het. Neem ook julle kleinvee, julle beeste, saam soos julle gespreek het, en gaan weg, en seën my ook. En die Egiptenaars het by die volk sterk aangehou, om hulle gou uit die land uit te stuur,
want hulle het gesê, ons almal is dood. Toe neem die volk hulle deeg, voordat dit ingesuur was, met hulle bakskottels in hulle mantels toegebind op die skouers. En die kinders van Israel het gehandel volgens die woord van Moses. Hulle het van die Egiptenaars silwergoed en goue goed en tere geëis. En die hemelse Vader het aan die volk guns verleen in die oë van die Egiptenaars, en die het hulle versoek ingewillig, soos hulle dan die Egiptenaars beroof. En die kinders van Israel het van Rameses na Sikot weggetrek, omtrent 600.000 te voet, die manne buiten die kinders, en 'n menigte mense van gemengde bloed het ook saam met hulle opgetrek, en kleinvee en beeste 'n groot hoeveelheid. En hulle het van die deeg wat uit Egipte gebring het, ongesuurde koeke gebak, wat dit was nie ingesuur nie, omdat hulle uit Egipte uitgedryf is, sodat hulle nie kon vertoef nie, en ook geen padkos vir hulle klaargemaak het nie. En die tyd wat die kinders van Israel in Egipte gewoon het, was 430 jaar. En na die verloop van 430 jaar, op daardie selfde dag het al die leerskare van die Hemelse Vader uit Egipte land getrek. Dit is die nag wat plegtig onderhou word tot eer van die Hemelse Vader, omdat hy hulle uit Egipte land uitgelei het. Dit is die nag van die Hemelse Vader om plegtig te onderhou te word by al die kinders van Israel en hulle geslagte. Verder het die Hemelse Vader aan Moses en aan Aaron gesê, dit is die insettinge van die Pasga, geen uitlander mag daarvan eet nie, maar elke slaaf wat aan 'n man met geld gekoop het, die moet hy besny, dan kan hy daarvan eet. Geen vreemde inwoner of huurling mag daarvan eet nie. In een huis moet dit geëet word. Jy mag niks van die vleis uit die huis buitentoe bring, en jy mag geen been daarvan breek nie. Die hele vergadering van Israel moet dit hou. As dit 'n vreemdeling by jou vertoef, en tot eer van die Hemelse Vader die Pasga wil vier, moet hy hom almal wat manlik is besny word. En dan mag hy naderkom om dit te vier, en hy sal soos 'n kind van die land wees, maar geen onbesnede mag daarvan eet nie. Een wet moet geld vir die kind van die land, vir die vreemdeling wat onder julle vertoef. En al die kinders van Israel het dit gedoen, soos die Hemelse Vader Moses en Aaron beveel het, so het hulle dit gedoen. En op daardie selfde dag het die Hemelse Vader die kinders van Israel volgens hulle leerafdelings uit Egipte land uitgelei. Ek wil net daar gou 'n bietjie 'n paar goedjies net ook bysit, of net punt maak van. Dit is interessant dat hulle die Egiptenaars gesê hulle moet hulle goud en silwer gee. Ja, dit is nogal 'n interessante een. En dan mense, die besnydenis is ook 'n belangrike een. Dit is nog steeds deel van die verbond wat ingestel is in Genesis, so hou dit maar in gedagte. Ok, hoofstuk 13. Wet van die eersgeborenes. Toe het die Hemelse Vader met Moses gespreek en gesê, heilig vir my al die eersgeborenes, alles wat in die moederskoot open onder die kinders van Israel, van mense en van diere, dit is myne. Verder het Moses aan die volk gesê, dink aan hierdie dag waarop julle uit Egipte uit slawehuis uitgegaan het, want die Hemelse Vader het julle deur 'n sterk hand hiervandaan uitgelei. Daarom mag geen gesuurde brood geëet word nie. Vandag trek julle uit in die maand van Abib, en as die Hemelse Vader jou bring in die land van die Kanaaniete, en die Hetiete, en die Amoriete, en Hewite, en Jebusiete, wat hy aan jou vaders met 'n eed beloof het, om aan jou te gee, 'n land wat oorloop van melk en honing, dan moet jy hierdie diens in hierdie maand onderhou. 7 dae lank moet jy ongesuurde brode eet, en op die 7de dag is daar 'n fees tot
eer van die Hemelse Vader. Ongesuurde brode moet die 7 dae lang geëet word. By jou mag geen gesuurde brood gesien word nie, en geen suurdeeg mag in jou huis, in jou hele grondgebied gesien word nie. En jy moet jou seun op die dag vertel en sê, dit geskied terwille van die Hemelse Vader aan my gedoen het, en toe ek uit Egipte land uitgetrek het. En dit moet jy vir jou as 'n teken wees op jou hand, en 'n gedenkteken tussen jou oë, sodat jy weet van die Hemelse Vader in jou mond mag wees, wat deur 'n sterke hand het die Hemelse Vader jou uit Egipte gelei. Daai vers 9 is belangrik, ek gaan hom net weer lees. En dit moet vir jou as 'n teken wees op jou hand en 'n gedenkteken tussen jou oë, sodat die wet van die Hemelse Vader in jou mond mag wees, want deur die sterke hand van die Hemelse Vader wat jou uit Egipte land uitgelei het. Okay, gaan aan by vers 10. Daarom moet jy hierdie insettinge onderhou en op die daarvoor bepaalde tyd van die jaar tot jaar. En as die Hemelse Vader jou in die land van die Kanaaniete bring, soos hy aan jou en jou vaders met 'n eed beloof het, en hy dit aan jou gee, dan moet jy alles wat die moederskoot open aan die Hemelse Vader afgee, ook elke eersteling, die aandeel van die vee wat jy sal hê, wat manlik is, behoort aan die Hemelse Vader. Maar elke eersteling van 'n esel moet jy met 'n lam loskoop. En as jy dit nie loskoop nie, moet jy sy nek breek. Maar al die eerstgeborenes van die mense onder jou seuns moet jy loskoop. En as jy jou seun jou later vra en sê, wat beteken dit? Dan moet jy antwoord, die Hemelse Vader het ons deur 'n sterke hand uit Egipte uit die slawehuis uitgelei, want toe Farao swaarigheid gemaak het om ons te laat trek, het die Hemelse Vader al die eerstgeborenes in Egipte land gedood, van die eerstgeborene van die mens af tot by die eerstgeborene van die dier toe. Daarom offer ek aan die Hemelse Vader alles wat in die moederskoot open wat manlik is, maar al die eerstgeborenes van my seuns koop ek los. En dit sal die teken wees op jou hand en op jou voorhoofsband tussen jou oë, want die Hemelse Vader het ons deur 'n sterke hand uit Egipte gelei. Tog na die Skelfsee, vers 17. Toe Farao die volk laat trek het, het die Hemelse Vader hulle nie op die pad na die land van die Filistyne gelei nie, alhoewel dit nader was, want die Hemelse Vader het gesê, die volk kan dalk berou kry as hulle oorlog sien en teruggaan na Egipte. Daarom het die Hemelse Vader die volk laat wegdraai in die rigting na die woestyn, na die Skelfsee toe. En die kinders van Israel het goed gewapen uit die Egipte land opgetrek. En Moses het die gebeente van Josef met hom saamgeneem, want hy het die kinders van Israel plegtig laat sweer en gesê, die Hemelse Vader sal uiteindelik op julle ag gee, bring dan my gebeente saam met julle hiervandaan op. So het hulle dan vir Sikot al weggetrek en laar opgeslaan in Etam, aan die kant van die woestyn. En die Hemelse Vader het voor hulle uitgetrek bedags met 'n wolkkolom, op hulle op die pad te lei en snags as 'n vuurkolom, om hulle voor uit te lig, sodat hulle die dag en die nag kon trek. Die wolkkolom het nie bedags en die vuurkolom nie snags voor die volk gewyk nie. Net so 'n bietjie van die os op die jas is vir my nogal interessant, dat ek dink die meeste mense weet wat lê voor. Is net vir my interessant, hulle wat al hierdie goed gesien het, maar tog was hulle nog steeds wederstrewig en kon nie glo wat hulle sien nie. Het gaan my kop te bowe. Ok, hoofstuk 14. Toe het die Hemelse Vader met Moses gespreek en gesê, sê aan die kinders van Israel dat hulle moet omdraai en 'n laar opslaan
by Pi Hahiroth, tussen Migdol en die see. Reg teenoor Baal Zephon moet julle die laar opslaan by die see. Dan sal Farao van die kinders van Israel sê, hulle is verdwaal in die land, die woestyn het hulle ingesluit. En ek sal Farao se hart verhard dat hy hulle agtervolg, en ek wil my aan Farao en sy hele leermag verheerlik, en die Egiptenaars sal weet dat ek die hemelse Vader is, en hulle het so gedoen. Toe die koning van Egipte berig ontvang dat die volk gevlug het, het die hart van Farao en van sy dienaars teenoor die volk verander, en hulle sê, wat het ons nou gedoen, dat ons die Israel laat trek het, sodat hulle ons nie meer dien nie. En daarom het hy strydwaans ingespan, en sy manskappe saam met hom geneem. En hy het 600 uitgesoekte strydwaans geneem, en al ander strydwaans van Egipte, en die beste vegsmanne op elkeen daarvan. En die hemelse Vader het die hart van Farao, die koning van Egipte, verhard, sodat hy die kinders van Israel geagtervolg het. Maar die kinders van Israel het deur 'n hoë hand uitgetrek. En die Egiptenaars het hulle agtervolg, al Farao se perde en strydwaans en sy ruiters en sy leermag. En hulle ingehaal, terwyl hulle in die laar gestaan het by die see, by Pi Hahiroth voor Baal Zephon. Toe Farao naby kom, slaan die kinders van Israel hulle oë op en kyk. Daar trek die Egiptenaars agter hulle aan, en hulle het baie bang geword. Daarop het die kinders van Israel tot die hemelse Vader geroep. En hulle het vir Moses gesê, het u, omdat daar Egipte glad geen grafte is nie, ons saamgeneem om in die woestyn te sterwe? Wat het u ons nou aangedoen, dat u ons uit Egipte land uitgelei het? Is dit nie die woord wat ons aan Egipte gesê het nie? Laat ons met rus, dat ons die Egiptenaars kan dien, want dit is beter vir ons om Egiptenaars te dien, as om in die woestyn te sterwe. Maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die hemelse Vader, wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle nie weer hulle sien in ewigheid nie. Die hemelse Vader sal vir julle stry, en julle moet stil wees. Toe vra die hemelse Vader vir Moses, wat roep jy na my? Sê aan die kinders van Israel, dat hulle moet wegtrek, en jy hef jou staf en steek jou hand uit oor die see en kloof dit, sodat die kinders van Israel dwars deur die see op droë grond kan trek. En ek sal die hart van die Egiptenaars verhard, sodat hulle agter hulle aangaan, en ek wil my verheerlik aan Farao en sy hele leermag, aan sy strydwaans en aan sy ruiters. En die Egiptenaars sal weet dat ek die God is van alle gode. As ek my verheerlik aan Farao, aan sy strydwaans en aan sy ruiters, en die engel van die hemelse Vader, wat voor die leer van Israel uitgetrek het, het daar weggegaan en agter hulle aangetrek. En die wolkkolom het ook voor hulle weggetrek en agter hulle gegaan staan. So het dan tussen die leer van die Egiptenaars en die leer van Israel ingekom. En die wolk was daar met duisternis, en dit het die nag verlig, sodat die een nie naby die ander gekom het nie, en die hele nag deur nie. Ek wil net gou daar net weer 'n puntjie maak. So as jy nou kyk na die wolkkolom wat in die dag getrek het, en die vuurbal in die aand, dan kan jy nou sien, dis engele van die hemelse Vader wat dit gedoen het, of dit was hulle opdrag. Gaan aan by vers 21. Toe steek Moses sy hand oor die see uit, en die hemelse Vader het deur die sterk oostewind die see laat wegvloei, die hele nag deur, en die see droog gemaak, en die waters is gekloof. En die kinders van Israel het midde in die see getrek op droë grond, en die waters was vir hulle 'n muur aan die regter en aan die linkerkant. Toe het die Egiptenaars hulle gejaag,
en agter hulle aangetrek. Al Farao se perde, sy strydwaans, sy ruiters die see in. En in die Morewaak het die Hemelse Vader in die vuur van die wolkkolom op die leer van die Egiptenaars afgekyk en die leer van die Egiptenaars in verwarring gebring. Hy het die wiele van hulle strydwaans laat insak en hulle het met moeite laat voortgaan. Toe sê die Egiptenaars, laat ons van Israel af wegvlug, want die Hemelse Vader stry vir hulle teen die Egiptenaars. Daarop sê die Hemelse Vader vir Moses, steek jou hand uit oor die see, laat die waters kan terugvloei oor die Egiptenaars, oor hulle strydwaans en oor hulle ruiters. En Moses het sy hand oor die see uitgesteek en die see teen dagbreek in die bedding teruggevloei. En die Egiptenaars het dit tegemoet gevlug. So het die Hemelse Vader dan die Egiptenaars binne in die see gestort. En toe die waters terugvloei het hulle die strydwaans en die ruiters van Farao se hele leermag wat agter hulle in die see ingetrek het, oordek. Geen een van hulle het oorgebly nie, maar die kinders van Israel het binne in die see op droë grond getrek en die waters was vir hulle 'n muur aan hulle regterkant en aan hulle linkerkant. So het die Hemelse Vader Israel dan die dag uit die hand van die Egiptenaars verlos. En Israel het die Egiptenaars se dood gesien aan die kant van die see. Ook het Israel die magtige daad gesien wat die Hemelse Vader aan die Egiptenaars verrig het. Toe het die volk die Hemelse Vader gevrees en geglo in die Hemelse Vader en aan Moses sy knegt. Hoofstuk 15, oorwinningslied van die Israeliete. Toe het Moses vir die kinders van Israel hierdie lied tot eer van die Hemelse Vader gesing, en dit is wat hulle gesê het, ek wil sing tot die eer van ons Hemelse Vader, want hy is hoog verhewe, die perd en sy ruiter, wat hy in die see gewerp het. En die Hemelse Vader is my krag en my psalm, en hy het my tot heil geword, hy is my God, hom sal ek roem, die God van my Vader, hom sal ek verhef. Die Hemelse Vader is 'n krygsman, hy het Farao, so strydwaans en sy leermag in die see gewerp, en sy beste vegsmanne het in die Skelfsee gesink. Die watervloede het hulle oordek, en hulle het in die kolke gesink soos 'n klip. O Hemelse Vader, u regterhand is verheerlik deur krag, u regterhand, o Hemelse Vader, verpletter die vyand. En in u groot hoogheid verwerp u diegene neer wat teen u opstaan. U stuur 'n toorngloed uit, dit verteer hulle soos 'n stoppel. En deur die geblaas van u neus het u die waters hulle opgestapel en die strome het bly staan soos 'n wal. Die watervloede het styf geword in die hart van die see. Die vyand het gesê, ek sal agtervolg, inhaal, byt verdeel, my begeerte sal versadig word van hulle, ek sal my swaard trek, my hand sal hulle uitroei. U het met u asem geblaas, die see het hulle oordek, soos lood het hulle gesink in die geweldige waters. O Hemelse Vader, wie is soos u onder die gode, wie is soos u verheerlik in heiligheid, gedig in roemryke dade en wat wonders doen. U het die regterhand uitgestrek, die aarde het hulle verslind. U het deur u guns die volk gelei, wat u verlos het. U het hulle deur u krag na die heilige woning gevoer. Die volke het dit gehoor, hulle het gesidder. Wie het dit die inwoners van Filistia aangegryp? Toe is die stamhoofde van Edom verskrik, bewing het die magtiges van Moab aangegryp. Al die inwoners van Kanaan het dit gebewe. Verskrikking en vrees het op hulle geval, deur die grootheid van u arm was hulle stom soos 'n klip,
terwyl die volk deurtrek. Hemelse Vader, terwyl die volk deurtrek, wat U verwerf het. U bring hulle in en plant hulle in die bergland van U erfenis. Die plek, o Hemelse Vader, wat U as vaste woonplek vir U berei het. Die heiligdom, wat U hande gestig het. O Hemelse Vader, die Hemelse Vader sal regeer vir ewig en altoos. Want Farao se perd met sy strydwaans en sy ruiters het in die see ingegaan, en die Hemelse Vader het die waters van die see oor hulle laat terugkom. Maar die kinders van Israel het binne in die see op droë grond getrek, en Mirjam, die profetes, die suster van Aaron, het 'n tamboerijn in haar hand geneem, en al die vroue het uitgegaan agter haar aan met die tamboeryne en in koordanse. En Mirjam het hulle al singende geantwoord: Sing tot eer van die Hemelse Vader, want hy is hoog verhewe. Hy het die perd met sy ruiter in die see gewerp. Die water van Mara, vers 22. Daarop het Moses die Israeliete laat wegtrek van die Skelfsee af, en hulle het uitgetrek na die woestyn Sur. Hulle het toe 3 dae lank in die woestyn getrek en geen water gekry nie. En hulle het in Mara gekom, maar kon nie water van Mara nie drink nie, want dit was bitter. Daarom heet die plek Mara. Toe murmureer die volk teen Moses en sê: Wat moet ons drink? En hy het die Hemelse Vader aangeroep, en die Hemelse Vader het hom 'n stuk hout gewys. En dit het hy in die water gegooi, en die water het soet geword. Daar het hy vir hulle 'n insetting en verordening vasgestel, en hulle daar beproef, en gesê: As jy getrou na die stem van die Hemelse Vader, jou God sal luister, en doen wat reg is in sy oë, en luister na sy gebooie, en al sy insettinge hou, dan sal ek geen een van die siektes op jou lê, wat op die Egipteland gelê het nie, want ek is die Hemelse Vader, wat jou gesond maak. Daarop het hulle by Elim gekom, waar 12 waterfonteine en 70 palmbome was. En hulle het daar by die waterlaar opgeslaan. Tot sover.